Haar bloody buurman, episode 10. Hier is dit alles op Google. Selfs die huisgenoot het 'n storie geskryf oor oom Stein en sy verdwene vrou. Dit is soos 'n wegraping, toevallig ongeveer 'n jaar gelede. Een oomblik was sy nog hier, die volgende dag weg, spoorloos weg. Elzaan sit knus in haar dubbelbed met haar laptop oop voor haar. Langs haar is daar 'n pakkie gekerfde biltong waaraan sy pesel. Intussen soek sy nou meer inligting oor die verdwyning van tant Betta Stein, geliefde eggenote van oom Joachim Stein. Die plaaslike koerant gebruik 'n foto van Betta Stein wat op haar 75ste verjaarsdag geneem is, 'n paar jaar gelede al. 'n baie mooi foto van 'n statige dame wie se spierwit grys hare en 'n baie netjiese vlegsel oor haar linkerskouer hang. Daar is ook 'n foto van haar en haar man op hulle 55ste troudag. Op daardie foto is haar hare saamgevat in 'n netjiese bolla laag in haar nek met 'n wye stryk. Ter viering van hulle troudag herdenking het die vroue van die kerk vir hulle 'n spesiale tee gereël. Ongelukkig is dit ook 'n paar vroue van die kerk wat 'n ander storie of twee aan 'n huisgenoot verklap het, anoniem. So statig en mooi, soos wat tant Betta op daardie twee foto's lyk, was sy blykbaar heeltemal te wilps vir haar heel wat ouer man. 'n Vrou moes maar klou aan haar wederhelfte as Betta met haar moulose rokke en lae halse oor die manne se boekwerke gebuk het. Sy was 'n voorslagboekhouer, staan hier geskryf, geswat, jare terug, graad gevang. Elzaan is so verdiep in die leesstof op haar rekenaar, dat sy wip soos wat sy skrik, toe sy iets in haar kombuis hoor val. Sy sit versteen. As dit die huisbesetters is wat terug is, moet sy vir sergeant Shaik Singe so gou as moontlik laat weet. Sy gooi die duvet van haar af en klim van haar dubbelbed af en binne in haar skaapvel pantoffels in. Daar is nie tyd om 'n japon ook aan te trek nie. Peperspray in die een hand en selfoon in die ander, sluip sy tot by die ysterrek aan die bopunt van die gang. Vandaar sal sy beter kan hoor of selfs iets sien. Op daardie oomblik val haar asblik met 'n daverende knal om en sy bulder meer van skrik as van braafheid. Wie's daar? Kom uit of ek skiet jou! Geskarrel en die volgende oomblik trek 'n kleinerige, witterige gedaante laag teen die grond en teen die spoed van lig deur die sitkamer en by die skuifdeur se opening uit. En toe hoor Elzaan, miau! Kitsie, roep sy. Sy sluit die deur oop en roep weer. In die kombuis stel sy die asblik op en gooi die gemors terug in die plastieksak. Duidelik was 'n hongerkat agter haar oorskiet hoenderporsies van vanmiddag aan. Sy stap tot by die opening in die sitkamer en roep weer. Sy verstaan mos deesdae hoe dit voel om koud te kry en honger te wees. Eers baie skugter verskyn die spierwit gesiggie met yslike groen oogies eers op die eerste trap. Elzaan draai om en gaan haal 'n paar stukkies gekerfde biltong in die kamer. Toe gooi sy eers enetjie ver en toe al hoe nader en die kat volg die biltongstreep totdat sy vlak voor haar staan. Dis voorwaar die mooiste wit kat met die groenste oë wat Elzaan nog gesien het. Elzaan verlang skoon na haar kinderdae, toe die enigste troeteldier wat sy ooit gehad het, 'n kat was. Nie 'n wit kat nie, 'n swart seentjiekat, Blackie, vernoem na die grondboontjie botterheld. Jy was die meneertjie wat daar die eerste aand vir my gebesoek het. Wil jy by my kom intrek? Wat 'n vraag is dit? Na nog 'n paar stukkies biltong, gang af, spring die kat op Elzaan se bed en wag dat sy by hom moet kom inkruip. Sy hele houding wys dat hy nou al 'n maand wag vir hierdie uitnodiging. Sy was tot nou toe nog net te blind en opgetrek met haar eie probleme om hom en sy spesiale behoeftes raak te sien. Sy welsyn is mos belangriker as hare, wys sy mooi gesiggie. Wel, dan moet jy seker 'n naam kry. Ek gaan jou Spookie doop. Welkom by my Spookie.
Hy laat so waar toe, dat sy nek, kennetjie en rug streel. Dit kan nogal 'n simbiotiese verhouding word, besef Elzaan. Katte maak die beste warmwater sakke en Spookie kruip nie net nader nie, hy kruip in, drapeer homself in die kontoure van haar lyf. Dit is slegs die dringende gehamer aan die staalhek wat Elzaan so ver kry om die volgende oggend onder die lyfie te probeer uitskuif, sonder om hom te steur. Woensdagoggend, 6:30, maar haar bouers is terug, sien sy deur die venster. Nog so in haar japon en met pantoffels stap sy na die voorste deel van die huis. Sam, ek is so bly om te sien dat jy woord gehou het en dat jy terug is. Ja, ons is terug en ons maak vandag die skuifdeur klaar. Petrus sal begin met die teels in daardie hoek. Ek het vir die manne gevra, soek julle geld of wil julle in die son sit en bak? Ons werk Saterdag en Sondag ook om op te maak vir die dae wat ons agter geraak het. Is hier brood en is hier koffie. Die man het nie tyd gehad om by die huis te eet nie. Ek trek gou aan, dan gaan koop ek 'n brood en iets lekker om daarop te sit. En 'n pak katblokkies en 'n houertjie vlooipoeier. Spookie het 'n klein probleempie met passasiertjies op sy lyfie. Maar saam sal hulle selfs die 10 plaae van Egipte die hoof bied, soos wat sy nou voel. Sy weet nou dat Spookie soos 'n engel gekom het om by haar te bly. Wanneer Elzaan 'n uur later van die winkel af by haar huis terugkom, is die skuifdeur in posisie gesit en Sam is besig om te bou. Iewers in die hoek van die sitkamer meng 'n mandaka en nog een lê teels dat jy net sement sien spat. Dinge is uiteindelik aan die gebeur. Asof hy net vir haar gewag het om huis toe te kom, kom Spookie van die hoofslaapkamer af aan. Hy het homself verwerdig om op te staan. Hy steek 'n oomblik in die sitkamer vas en inspekteer die vloere, asof hy eintlik die baas van hierdie plaas is. Sy stertjie wikkel in 'n chap van goedkeuring, waarna hy Elzaan kombuis toe volg. Waardig, vanaf een van die eetkamerstoele, hou hy haar dop, toe sy 2 papbakkies uit haar gebruikskas haal en blokkies en water vir hom daarin gooi en op die grond sit. Dit is joune Spookie, verduidelik Elzaan, toe hy dit een kyk gee en eers sy poot lek en toe sy toenails met sy tande skoonmaak. Hy weet, alles wat sy doen is vir hom, dit kom hom mos toe. Wat het haar net so lank geneem om dit tot op hierdie oomblik te besef? Die volgende oomblik spring hy egter bo op die kombuiskas. Hy wag daar. Dit is waar hy sy kos sal geniet. Baie dankie. Voor op die wa, verwaand. Maar dan, as Spookie net weet hoeveel sy teenwoordigheid daar in haar huis bydra om haar onderste boopwêreld vir haar beter te maak, het hy lankal ingetrek. Danksy hom voel die ou kasarm nou vir Elzaan soos huis. Sy hoop net dat dit nie iemand anders se spesiale kat is vir wie sy nou ma speel en dat hy weer eendag sal wil wegloop nie. Maar dan is dit mos tipies kat. Hy kies vir hom mense. Mense hou nie katte aan nie. Jy is hulle onderdane. Gewillig. Daarom tel hy die bakkies. Stel sy die bakkies op, dan gaan sit dit op die kas voor hom neer. En Elzaan glimlag, spontaan, en sy onthou dat sy iewers gelees het. 'n Kat laat 'n mens ten minste 8 keer elke dag glimlag. Oor iets, maak nie saak wat nie, daar sal iets wees. Soos toe hy nou vooroorbuik en traag aan die bakke begin snuif. Toe tel hy 'n blokkie in sy bekkie op en proef fynkies. Daarna sak hy op sy agterentjie af, gooi 'n lang stert reguit uit en begin eet. Soet katjie, besluit Elzaan en streel oor sy kop. Sy gaan was haar hande en skakel die ketel aan. Spookie is nie die enigste een wat by haar ontbyt bestel het nie. Elzaan is net klaar met die bouers se koffie en broodjies met bologna. Toe Sam haar kom waarsku dat haar 'n hoen daai bakkie voor haar hek gestop het. Die man het 'n masjien daarby hom wat amper lyk soos 'n grassnyer en hy stoot die kontrepsie tot daar by die karaats. Lewer Sam kommentaar. Welkom kry eers julle kos. Julle kan sommer hier in die kombuis by die eetkamertafel sit en eet. Ek sal gou gaan hoor wat sy storie is. Daar, agter die waanhuis, kry sy 'n taamlike en aardige wese, met lang hare in 'n poniestert en 'n agterste voorpet op.
In die snerpende koue draai slegs 'n moulose T-hemp en 'n kortbroek waarin haar broer nie eens sal slaap nie. Hey, wat maak jy op my erf? Jy kan mos nie sommer net uitklim en wasmasjiene hier kom rondstoot nie. Dit is nie 'n wasmasjiene, juffrou. Met hierdie gereedskap en 'n rekenaarskerm sien mens holtes en aardverstorings, verklaar die man. Wat is jou planne met hierdie eienaardige lang vertrek wat hier agter op jou werf staan? Die waanhuis. Hoekom vra jy? Net 2 jare gelede saak wat nou skielik onverwags aandag verdien, gesien in die lig dat daar nou weer ondergrondse aardbewings in Emalahleni by die mynhope was. Die gebou waarvan jy nou praat is op die erf se planne, lig sy hom in. Vra hy streng. Wel, ek gaan dit nie gebruik soos wat dit nou is nie. Een of ander tyd sal ek die dak graag wil oplig en vensters insit. Miskien kan ek daarvan 'n woonstel maak. Het jy planne by die stadsraad ingedien? Nog nie, want ek sou dit eers gedoen het nadat ek die huis klaar gerestaureer het. Behalwe dat ek die afgelope paar dae nie meer weet of ek enigiets verder hier wil doen nie. Sy kyk moedeloos na die man. So hoekom al die vrae? Is daar nou nog probleme wat op my wag? Wel, dit is presies hoekom ek hier is, om daardie eertydse saak, wat eintlik 'n probleem is, op te volg en vas te stel of dit waar is en hoe groot jou probleme is. Antwoord hy vaag en stoot sy wasmasjien na die agterkant van die waanhuis. En daardie eertydse saak was presies wat? Vra sy. Wel, terwyl hierdie plek aan die bou was, het die grond blykbaar iewers ingeval. Alles dui daarop dat daar dalk 'n hoeveelheid tonnels onder hierdie gebou deurloop. Dateer waarskynlik uit die laat 1900s, daar rondom die Anglo-Boereoorlog tyd, toe Paul Kruger hier deur is na die Mosambiek-grens toe. Tonnels, gaap Elzaan en wonder, is dit nog goed wat meneer Steyn probeer toesmeer het? Ja, oos na wes, met dalk vertakkings wat suid en noord ook loop, waarskynlik onder deur jou huis. Dit sal die wasmasjien nou vir my uitwys. En, vra Elzaan, wat kan beteken dat die gebou een of ander tyd in die aarde gaan wegsak, as daar meer grondverskywings is? Verklaar hy, asof dit net 'n kwessie van tyd is. Sal jy vir my hierdie garage of hierdie waanhuis, of wat ook al jy die plek wil noem, se deur oopsluit? Ja, ek sal, ek kry net gou die sleutel. Met die terugkom sug Elzaan diep. Ek verstaan nie, hoekom gebeur dit nou skielik? Sou die huis nie al lankal onder die aarde verdwyn het, as dit wel die geval is nie, as hier tonnels was en die grond onstabiel nie? Nee, nie noodwendig nie. Die grond moet eers weer onstabiel raak en verskywings van klippe deur diep in die aarde, soos daar by die myne. Weet jy hoeveel huise wat 100 jaar en ouer is, het al in sinkgate verdwyn, duisende jare later. Ok, nou nie duisende jare nie, maar sê 50, 60, 70 jaar laaste, en meestal op die onverwagse en mees ongerieflike tye. Hy beduie na die waarhuisdeure, en dan na die sleutels in haar hand. Elzaan se hande bewe so, toe sy moet oopsluit, dat hy dit by haar vat. Hy sluit oop, swaai die deure oop en stoot sy kontrepsie voor hom uit in die gangetjie wat daar tussen haar stoorgoedjies gelos is, sodat sy by alles kan uitkom. Die wat kort uit die man se lyf ontsnap, behelp beslis nie vir Elzaan om beter te voel nie. Ook nie daar die naarstiglike getik langs vreemde grafieke wat op 'n monitor verskyn en verdwyn nie. Iets hier moet baie erg wees. Al waarvoor sy duidelik dankbaar behoort te wees, is die feit dat die Mercedes sy nag hier tussen die smal mure van die dood oorleef het. Is daar enige iets van waarde in daardie bokse? Vra die man en stop om met sy hand oor 'n kraak in die vloer te streel, 'n kraak wat sy nou eers raak sien. Elzaan antwoord hom nie eers nie. Natuurlik wil sy nie graag enige iets wat sy hier stoor verloor nie. Nie haar Artsberg eetstel of goue messe en virke nie. Niks nie, man.
Daar is dit weer, die man oor die kraak in die vloer, en toe waarsku hy, as jy is juffrou, maak ek maar die geboukie eers weer leeg. Dit sal die skade so bietjie minder maak. Watter skade? As die gebou, jy weet, wanneer die plek insak. Daarmee sleep hy sy wasmasjien gedoente by die deur uit en gaan laai dit op sy bakkie. Hy lyk skielik besonder haastig om van hierdie gevaarlike plek af weg te kom. Elzaan haal hom in en toe vra sy, nou wat gebeur nou? Hy vir ons liggies, ek verstaan nie, moet iets gebeur. Ons wag nou maar en kyk ons in die toekoms. Nee, meneer, jy verstaan nie, kry ek nie 'n verslag of iets nie? Wil sy weet. Nee, die verslag gaan na die departement toe. Wel, sal jy asseblief my 'n afskrif daarvan stuur, e-pos of iets? Janus kyk haar lank en deurdringend aan, voordat hy verklaar, dit is nie hoe dit gewoonlik gedoen word nie. Hierdie soort inligting is vertroulik. Dit is staatsgeheime. Wel, as dit op my erf is, wil ek daarvan weet. Moet ek daarvan weet. Dit is waarskynlik my reg om te weet as ek in direkte lewensgevaar verkeer. Sy kan seker haar hoogste troefkaart uitdruk en noem dat haar pa 'n advokaat is en dat hy die inligting uit hulle kan wurg. Maar dit is seker beter om nie te dreig nie. Daarom vra sy, asseblief meneer, jy gaan maak dat ek reëls moet oortree, verklaar hy. Wel, ek sal daarvoor betaal, beloof sy byna ademloos. Lyk het so waar asof die bliksem haar pyn en spanning geniet, maar dan versag die uitdrukking op sy gesig. Hy haal die vuilste skryfblok en pen van iewers af uit en gee dit vir haar aan. Skryf jou e-posadres en selnommer asseblief daar neer. Ek sal dit vir jou aanstuur en sommer 'n rekening vir die werk dan ook. Rikus se selfoon lui omtrent 'n uur nadat hy Janus sy Hyundai bakkie sien gaan het. Voordat hy antwoord, loer hy eers waar sy ma is. Hy gee nie om as Dada of Valentina hoor wat hy praat nie, maar sy ma het mos die vermoë om 2 en 2 by mekaar te sit en 107 te kry. Nailed it! Hierdie storie van ons het die 7 klere daglig uit jou vrou langs aan geskok, val Janus met die deur in die huis. Ek is seker dat sy haar brousels daar in die huis eers gestop het en dat die werksmanne nou besig is om daar die vertraagde waanhuis van haar leeg te maak. Rikus stap na die kombuisvenster af. Van daar af het hy mos 'n perfekte uitsig op die plek. Van bo af, en ja, waaragtig, hy sien net mense skarrel en bokse aandra, 'n wasmasjien, 'n tuimeldroër, 'n 2-sitplek leerbank, 'n kroeg yskassie, 'n lesenaar en leerstoel, 'n boekrak. Jy's reg, Janus, iets het gewerk. Hy kan amper agter sy hand proes, toe sy ma van buite af by die kombuisdeur kom, klop en instap. Hy lyf vinnig af en vra, drink ma saam met my koffie? Nee, dankie Rikus. Ek wag vir tannie Amanda om my te kom oplaai. Ons gaan 'n wintersmark in Witbank bywoon en dan slaap ons sommer daar in 'n gastehuis oor. Ek wil jou net herinner aan Saterdag aand, ons uitnodiging aan Elzaan om by ons te kom curry eet. Ma se uitnodiging, wil hy die saak in die regte perspektief stel, maar Clarissa se oë is nou ook op die huis daar langs aan. Nou, hoekom sal Elzaan nou haar goed uit die garage gaan haal? Ek is seker dat die teels in haar sitkamer nog nie klaar gelê kan wees nie. Miskien moet ek gou gaan hoor of alles reg is daar. Nee ma, dalk het iemand vir haar gesê dat die dak van die garage lek. Ek dink nie, ons moet met haar sake inmeng nie. Rikus druk die skakelaar van die ketel, hy haal bekers uit, hy gooi poeier in. Sy ma moet sien dat sy nie nou hier kan wegloop nie. Dit gaan baie ongerieflik vir hom wees, want hy het klaar begin koffie maak. Clarissa huiwer 'n oomblik. Iets sê vir my dat daar een of ander onheil aan daai kant aan die broei is. Iets sê vir my dat ons haar moet los om haar eie besluite te neem, ma. Dinge te doen soos wat dit haar pas, al lyk dit miskien op hierdie stadium 'n bietjie irrasioneel. Die ketel kook en sy ma gaan teen haar sin sit by die kombuistafel om hare te drink.
Maar op haar gesig sien Rikus duidelik dat sy aan die dink is, veral toe sy lank en pynsend nou na hom sit en kyk. Toe vra sy onverwags, Rikus, wanneer laas het jy met Janus gepraat? Amper laat val uit die koffiebekers op pad tafel toe. Jessie ma, wat laat ma nou aan daardie ou boslandster dink? Wel, ek dink al die hele oggend aan hom. Sjie, dan hoop ek maar dat hy alright is, ma. En ek hoop dat hy nie met een of ander onwettige onheil besig is nie, antwoord Clarissa en drink van haar koffie. Sy's nog net halfpad daarmee, toe lui haar selfoon. Amanda, sy's hier, sal jy vir haar oopmaak, Rikus? Ek kry net gou my oornagsak en handsak in my woonstel. O, en Rikus, moet asseblief nie by iets betrokke raak, waaroor jy later spyt gaan wees nie. Daarna druk sy hom teen haar vas en laat Spander by die kombuisdeur uit. Rikus drink weer van sy koffie en toe gaan staan hy voor die venster. Hy waai vir sy ma en haar vriendin toe hulle daar wegry. Maar hy loop nie dadelik nie. Sy oë draai weer na die erf langsaan. Miskien moet hy lekker kry, omdat Elzaan in daardie stadium weer teen die waanhuisdeur langsaan toedruk. En toe sluit sy die plek. En toe maak sy hart so snaakse draaikinkel in sy borskas. Hy sien hoe die vroumensie net daarna op haar hurke afsak. Haar kop druk teen die deur en daar sien hy hoe haar lyfie begin ruk. Elzaan se hart breek en hy kan sien dat sy huil. Ag nee, verflaks. Sy hand gaan na sy mond. Hoekom moes hy dit nou aanskou? Net 'n monster sal nie daardeur aangeraak wees nie, en hy is mos nie heeltemal 'n monster nie. Hy beklei net vir dit wat hy voel reg is. Maar niks wat hy verder deur die dag kan doen, verskaf hom vreugde nie. Inteendeel, sy koffie is nie eers meer lekker nie. Hy keer sy halwe beker koffie saam met die van sy ma in die wasbak om. Word vervolg en dankie dat jy luister. En as jy wil, asseblief subscribe op ons kanaal, Afrikaanse liefdesverhale en stories, #audioboeke. Jy kan ook like, as jy van die stories hou. En so hou ons kontak.